It's a black morning, when the lights to that land, God's blessed shore. Halleluja! Allemaal wat blije sê die amen. Kom ons loof die Here want hy is 'n wondervol. Sal jy hom loof met hande klap, sal jy hom loof met 'n stem van gebied op die internet, is meer as welkom. Daar kom hy aan. Nou sê. Halleluja, allemaal op die internet is baie welkom saam met ons. Vra dat u die Here saam met ons loof vir 'n paar oomblikke en ek wil aan die Here al die lof, al die eer, al die aanbidding gee. En as jy 'n seun is en 'n seun wil wees, dan waai jy jou hande en sê, hou my dop, ek gaan 'n seun wees vir iemand in hierdie plek. En ons gaan die naam van die Here groot maak. Ek wil hê dat u moet weet, dit weet ek dat God, Job sê dit, hy sê, dit weet ek dat God aan my kant is. En ek wil hom loof, omdat hy 'n wonderlike, fantastiese koning is. Ek wil vir elkeen op die internet baie dankie sê vir al die boodskappe, SMS'e wat ons in hierdie middag ontvang het. Ja, my hart is seer vir u wat op die internet moet kyk, maar ek vertrou die Here gaan u inbring. Binnekort kan u kom besoek, ons het blyplek en al die plek is gereël en ons weet dat u gaan 'n fantastiese tyd hê. Van elkeen reg oor die media sê ons baie welkom. U in die gemeente, mag die Here u seën. En al vir my pastoorbroers wat so bekommerd is oor Carletonville se PPK. Moenie wees nie. Dank die Here vir ons, want ons gaan die rede wees dat jy die blydskap in die Here kan ontvang. Jy kan die Here saam met my loof. Kom aan gemeente. En ek gee vir my sangleier. Ek gaan sit. Prys die Here. Wat 'n kosbare koning dien ons net nie. Ag, ek wil vir die Here dankie sê dat hy so in ons midde so kenlik naby is en dat vir sy aanraking, vir sy teenwoordigheid. Maar ons gaan vanaand weer lekker sing tot eer
van die Here en ons gaan sy naam groot maak. Dis heerlik om die Here te dien. Dis Heerlik om die Here te dien. Dis heerlik om die Here te dien. Dis heerlik, dis heerlijk, dis heerlik om die Here te dien. Dis heerlik om die Here te dien. Dis heerlik om die Here te dien. Dis heerlijk, dis heerlijk, dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk, dis heerlijk, dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk, dis heerlijk, dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk, dis heerlijk, dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk, dis heerlijk, dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk, dis heerlijk, dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk, dis heerlijk, dis heerlijk om die Here te dien. Om die Here te dien. Oh yes, heerlijk om die Here te dien. Dis heerlijk, dis heerlijk, dis heerlijk om die Here te dien. Hallelujah. Prys sy naam. So glad I'm yours, Lord. So glad. Prys die Here. Sing dit lekker saam met ons, my broer en suster. So long.
laat my so lekker sing. Halleluja. Dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan weer wat lewe. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan weer wat lewe. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan weer wat lewe. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan weer wat lewe. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan weer wat lewe. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan weer wat lewe. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan weer wat lewe. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Hallelujah. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Prys sy kosbare naam. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has
Is daar iemand in die plek, iemand op internet wat die Here kan loof saam met ons? For he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. Wat sê u? Oh, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Nobody like Jesus. En ek wil hom loof omdat hy God is. Steek jy hande saam met my op en verwelkom hom in ons midde. En as jy gereed is, om te ontvang in die hand van die Here. Halleluja. Jy kan hom net loof saam met ons. Sal jy bly wees in die Here, kom ons loof hom, want hy is wonderbaar. Halleluja. In die mooie atmosfeer mag u sit plek neer as u kan. Sal luister na ons Pieter Hamilton, hy gaan vir ons sing, hy gaan ons seën. En as u gereed is, dan gaan u vanaand groot dinge uit die hand van die Here beleef. Loof die Here wat hy is. Amen.
bleeding in the darkness. The cell was cold and black, driven to unconsciousness by the stripes upon his back. He heard a voice cry out his name. His mind began to clear. In the darkness Paul replied, Silas, I am here. Oh, my brother Silas, Paul uttered with a groan. Today I thought for sure we were going home. When I opened up my eyes, I was gonna see Jesus' face. But here we are together in this dreadful place. I will praise the Lord. I will praise the Lord. No matter what tomorrow brings, what it has in store, I know I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord. No matter what tomorrow brings, what it has in store, I know I will praise the Lord. This may be a prison, these may be chains, still I'm free, free to praise His name. And in tribulation, my heart still sings. He is Messiah, He is the King of Kings. The prison started waking up, singing filled their ears. Some men started swearing, others were in tears. Suddenly it happened, oh there was no mistake. As Paul and Silas praised the Lord, the walls began to shake. I will praise the Lord. I will praise the Lord. No matter what tomorrow brings, what it has in store, I know I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord. No matter what tomorrow brings, what it has in store, I know I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord. No matter what tomorrow brings, what it has in store, I know I will praise the Lord. Prys die Here, baie dankie broer Pieter vir daardie kosbare lied. Mag die Here dit seën aan elke hart. En ek glo dat u sal die Here loof ongeag wat môre
dalk kan bring. Ek sê altyd, die spreekwoord sê, the proof is in the pudding. Ek dink dis iets in wat hulle sê. Maar jy moet hom eers eet. Ja, the proof is in the eating of the pudding. Ja, dis altyd moeilik. Baie dankie, broer Pieter, mag die Here u seën met daardie lied. Ek gaan vra dat u saam met my lees in die woord van die Here in Rigters 5 en dan Rigters 4. En ek het 'n redelike onstuimige week gehad na donderdag aand se kerk en sustersraadsvergadering. En toe vat die Here my so 'n bietjie verder. Maar ek gaan saam met my lees uit Rigters die 5de hoofstuk 2 verse 27, 28ste vers en dan van die B-gedeelte Rigters 4 vanaf die B-gedeelte van die 15de vers tot en met die 19de vers. En ja, jy hoef nie bekommerd te wees nie, ek gaan sekerlik herhaal, maar die grootste van alles is, God het 'n boodskap vir Kalt en Wil en elkeen op die internet. En ek kan vir u sê, vanaand ongelukkig, of gelukkig het die Here my 'n paar waaragtige goed in my lewe gedoen. Hy het my waaragtig gered. Hy het my waaragtig gesalf. En hy het my waarlik geroep. Daarom vra ek dat u pen gaan neem en ek gaan vanaand met elke individu, oud en jonk, gaan ek praat en ek gaan u, ja, ek dink tog, ek gaan u so 'n bietjie stir. Ek dink so, ek het net so gevoel. Rigters die 5de hoofstuk, die 27, 28ste vers. Nou dis van kardinale belang, is jy reg, broer Aubrey? Dat wanneer God twee skrifte omruil, dan is daar altyd 'n onbeskryflike waarheid in dit. Hoor wat sê hy. Tussen haar voete sak hy in mekaar, val. Lê daar. Tussen haar voete sak hy in mekaar, val. Waar hy in mekaar sak, daar lê hy mors dood. Dis nie 'n baie bekende Afrikaanse woord wat jy in hierdie sinsverband. Mors dood is eintlik nie, ek bedoel, jy kry nie doodweier en doodste nie. Dan wonder ek of mors dood meer dood is as dood. Maar daar is iets wat God wil sê, toe sit hy die mors by. Toe wonder ek net so by myself, is dit dalk dat hy die dood gemors het? Of is dit dalk dat hy mors met die dood? Of was hy sommer net mors dood? Die 28ste vers moet u merk. Deur die venster kyk die moeder van Sisera uit. En sy roep deur die venstertralie, praat van twee goed, 'n venster en tralies. Met ander woorde, sy was 'n gevangene van 'n omstandigheid. En sy het verwag dat Sisera sou opdaag, want u sien, Sisera was 'n knap soldaat. Hy was 'n leerowerste van sy volk. Hoor wat sê sy? Sy roep deur die venstertralie. Waarom vertoef sy waar om te kom? Waarom versuim die passe van sy waaspan? Pastor, ons het vanmôre 'n goddelike diens gehad. Kom ek waarborg jou, dit gaan net so goddelik wees vanaand, want vanaand kom die voorbereiding vir die tyd wat voorlê.
Die 4de hoofstuk, vanaf die B-gedeelte van die 15de vers. En Sisera het van sy wa afgeklim en te voet gevlug. Maar Barak het die waans en die leer agterna gejaag tot by Haroset van die heidene, en die hele leer van Sisera het deur die skerpte van die swaard geval, daar het selfs nie een oorgebly nie. Toe vlug Sisera te voet na die tent van Jael, die vrou van Heber, die Keniet, want daar was vrede tussen Jabin, die koning van Hassor, en die huis van Heber, die Keniet. En Jael het uitgegaan Sisera tegemoet en vir hom gesê, draai uit my Heer, draai uit my Heer, draai uit na my, moet nie bang wees nie. En sy het hom met 'n kombers toegemaak. Let me tell you one thing. You are in great danger, brother. When they start to cover you up with a blanket, is jy in gevaar, sister. Daarop sê hy vir haar, gee my tog 'n bietjie water om te drink, want ek het dors. Sy maak toe die melksak oop en laat hom daar uitdrink en maak hom weer toe. En hy sê vir haar, gaan staan by die tentdeur, en as iemand kom en jou vra en sê, is hier iemand, antwoord dan, nee. Daarop neem Jael, die vrou van Heber, 'n tentpen en vat die hamer in haar hand en gaan stilletjies na hom en dryf die pen terwyl hy vas aan die slaap was, dwars deur die slaap van sy hoof, sodat dit in die grond indring. En toe gebeur 'n snaakse ding. Hy gaan nie dood nie. Hy word eers bewusteloos. Bewusteloos, onbewus van wat om hom aangaan. Onbewus van die gevaar waarin hy verkeer. Onbewus van sy oordeelsfoute wat hy gemaak het, omdat hy sy ore uitgeleen het vir 'n enkeling wat gesê, draai uit na my, moenie bang wees nie. Is dit nie vreemd dat sy die woord bang gebruik en nie vrees nie? So het hy dan bewusteloos geword en gesterwe tot sover. Nou broeder en suster, ons gaan sekerlik 'n wonderlike aand hê, en na alles gaan u uitbeweeg en u gaan besluit, waar vind u uself? Ek het geskryf in hierdie gedeelte, en ek wil eers elke bloedgewaste kind van die Here groet in die mooi naam van Jesus Christus, ons koning. Ek besef dat ons deur 'n tyd kom wat sekerlik sy tol op baie mense geëis het. Ons kom deur 'n klompie maande, ons kom deur meer as 'n jaar, bykans 2 jaar. Kom ons deur 'n omstandigheid wat jou gedrein het tot in die kruis, jou getoets tot op die uiterste. En die Gees van die Here begin met my praat en hy sê vir my, dat ek mag nooit vergeet nie, dat hierdie man Sisera was 'n held gewees vir sy volk, maar iets het gebeur dat hierdie man op 'n stadium van sy lewe kom en hy's vleisvoos. Hy weet nie wat er kan toe nie, hy vlug, en hierdie man beweeg op gevaarlike plekke, en die Gees van die Here begin en hy sê vir my, dat ek wil hê dat jy moet weet, dat hy was 'n held. 'n Kind van die Here, kan jy jou hand uitsteek na iemand toe en sê vir hom, jy was 'n held, tot op 'n sekere punt van jou lewe. Kan maar jou hand uitsteek. Jy was 'n held reg deur 2020. Jy was 'n held reg deur die eerste 2 maande van 2021. Ons was helde, alhoewel ons gekonfronteer was
met ongelooflike en onbeskryflike druk, was daar manne en vroue wat helde was, wat gestaan het by wat hy geglo het. En dan praat die Here met my en hy sê vir my dat ek moet gaan kyk, daar gebeur iets in hierdie man se lewe wat hom laat anders maar optree, en dit gryp my hele wese vas, en hy's betrokke in 'n geveg wat soveel van hom geëis het, en dat daar 'n oomblik kom in sy lewe wat hy oordeelsfoute maak, en die oomblik toe hy dit maak, en toe word die vraag gevra, en om die vraag te verstaan, moet ek en dan die 5de hoofstuk gaan, en Sisera se moeder roep uit, en sy sê, waar is hy? En ek wil hê, jy moet vanaand weet, Kaltenbol, jy wat vir die afgelope jare meer, en dan die dienste kyk, en daar is 'n roep uit die kant, wat vra, waar is jy? Wat van hulle sit agter tralies, hulle sit agter vensters en uitkyk, en hierdie man, wat gebeur met sy lewe, wat gebeur, en sy moeder roep uit, en sy sê, waar is my seun, waar is Sisera, waar is die held, wat met gewapendes weggetrek het, waarom verdoef sy waaspanne? Wat is die rede? Wat het gebeur, dat Sisera, wat hierdie moeder van hom het verwag, dat daar redding sou kom, sy saam met my, ek wil vir jou stadig sê, kind van God, hierdie vrou het 'n verwagting gehad, daar was in haar hele wese nie 'n oomblik se twyfel, dat Sisera gaan huis toe kom, hy gaan die tralies wegbreek, hy gaan die vensters, en Pieter het gesing, aan manne wat gesing het in die gevangenis, en hy God het ingestap en die tralies verbreek, en daar was 'n verwagting by hierdie vrou, en dat daar gaan 'n oomblik kom, op die draai in die pad, gaan sy die waar hoor, van haar seun Sisera, en wanneer hy inkom, gaan hy dinge maak soos normaal, en sy vra waarom verdoef sy waarom is sy waarspan so traag, en kind van die Here wat sy nie weet nie, is dat Sisera het moed opgegee, en ek kyk dit en ek lees dit, en ek gaan vir 'n paar oomblikke met u deel oor wat die Gees van God vir my sê, en hy sê, die volgende paar skrifte antwoord die probleem van Sisera. Hy doen 'n paar goed wat nie reg was nie, wat sy ondergang verseker het. Die Bybel sê hy het van sy wa afgeklim, en die oomblik toe hy van sy wa afklim, het hy te voet begin vlug. Ek wil hê dat jy moet weet, kind van die Here, dat terwyl die Here met my praat, en dit bly nog steeds daar, sy roep agter haar tralies, waar bly jy? Ek wil vanavond vir Kaltenbol vra, wat helde was deur die pandemie, wat helde was tot vanaand toe, of tot vanmôre, waar is jy, om die manne agter die tralies te gaan uithaal, vensters oop te breek, en te sê jy kan vry gaan. Dis dat die Here met my deel, en hy sê vir my dat sy het geglo, dat hy in krag gaan terugkom, en terwyl hy die terugkom, sal hy die tralies waar agter sy vasgevang is verbreek. Onthou u die positiewe boodskappe wat u ontvang het, en wat u verander gegee het. Dit gaan u gesê, hou net goeie moed, dit gaan verby, dit sal regkom, en daar sal weer 'n nuwe dag aanbreek, en hierdie vrou wag, en daar's manne en vroue wat in hierdie aand wag, om te hoor wat het van Kaltenbol geword, wat het van daardie gemeente geword, wat het van daai kerkraad geword, wat het van daai vroue aksie geword, wat het van die jeug geword, wat het van die sondagskool geword, wat hulle was dan helde tot op 'n uur, maar weet nie wat gebeur om dit te antwoord, hoekom hy nie opdaag nie, hy het van sy wa afgeklim, en toe begin hy met die voete hardloop, hy begin vlug, en is toe dat die Gees van die Here met my deel,
En hy sê vir my dat hierdie man van krag, wat was die rede vir sy sterwe? Wat was die rede dat hy toch iewers aan 'n geveg behoort het? En hy was iemand om hier rekening te hou. En dan volg 4 punte van belang. Hy het van sy wa afgeklim en te voet gevlug. Die kind van die Here, en terwyl jy vlug, is daar genoeg struike om agterweg te kruip en verskoning te maak. Hoekom ek vlug? Hoekom ek hardloop? Hoekom ek nie meer betrokke wil wees nie? Hoekom ek nie my hand op die sieke wil hê nie? Hoekom ek nie as boodskap wil uitdra nie? Hoekom ek nie die gees van God wil laat werk nie? Want daar's genoeg struike en bome waar agter jy kan wegkruip. O pastoor, ek wil net vir jou sê, as dit nie vir daai teleurstelling was nie, was ek nog op my wa. Niemand het jou opgehelp nie, en niemand het jou afgehelp nie. Jy het self opgeklim en jy het self afgeklim. En die gees van die Here sê, ek gaan jou vanaand 'n geleentheid gee om terug te kom op die wa. Want die gevolge van hierdie man, een redelose daad, een daad wat hy gemaak het, hy klim van sy wa af, wat 'n wa nie kon regkry nie. Hy kry uit 'n voet reg, hy vlug, en sover as hy kruip agter elke boom van verskoning, hy kruip hy weg, en hy het 'n rede hoekom dit so gaan, en hoekom dit sou gebeur het. En toe sien ek dit raak. Ek sien dat terwyl daar ander manne van God was, wat ook gevlug het. Koning Dawid, as daar een man is, wat weet wat vlug is, Dawid weet wat vlug is. Hy het geweet, maar weet hy in sy vlug, broer Loukie, hardloop hy na die stad Nop toe, die stad van priesters. Hy gaan soek geestelike hulp en geestelike raad. Toe hy daar inkom, toe vra hy, is daar nie 'n swaard hier nie? Is daar nie 'n wapen nie? En hulle sê vir hom, en daar's net een wapen hier, dis die swaard van Goliat, wat jy reg in die begin onthoof het. Het jy vergeet, het van die Here, daar was 'n dag, en toe jy Goliat onthoof het, en daai swaard het behoue gebly binne in die stad van priesters. Dawid vlug ook, maar hy kruip nie weg agter bome nie. Hy beskuldig Saul nie. Hy vlug na die stad Nop, die stad van priesters, en hy kruip daar weg en hy eet toonbrode. En die gees van die Here begin met my deel, en hy sê vir my, dat terwyl hierdie man na die priesters toe vlug Sisera na 'n tent van Jaal, en sy kom hom tegemoet. Hoe het sy geweet hy's op pad? Hoe het hierdie vrou geweet dat hierdie man gaan by haar aandoen? Hoe het hy geweet dat hy gaan uitdraai na haar? Hoe was sy so verseker dat sy vir hom kon sê, draai maar uit my Heer, dat hy geweet het, weet nie vir hoeveel uitdagings in my lewe het ek gestaan, wat die vyand my genooi het om uit te draai, en my God het vir my gesê, as jy draai, dan draai jy alleen, maar as ek in jou kant is, dan gaan die oorwinning joune wees. Stay on the wagon, stay on the road, keep off from the ground, en bly op God se roeping in jou lewe. En toe sien ek dit. Hy sê, hoe het sy geweet? Ek weet nie of sy net 'n kans gevat het nie. Maar sy sê vir hom, hey my Heer, Johnny, kan ek jou gebruik as 'n voorbeeld? Ek wil nou hê jy moet van daar af kom. Ek wil nie sê hardloop nie, maar wees net 'n bietjie hastig. En hy kom aan. En ek sien sy staan daar by die tent. Haar nek is net so lank gerek. En sy kom af en sy vat hom so by die arm. Sy sê, my Heer, draai net 'n bietjie uit. Hier na my kant toe, kom, draai net hier uit. Moenie bang wees nie. Jy het niks, weet jy, as iemand vir my sê, jy moenie bang wees nie, dan is ek eers bang. Kan ek dit in plat Afrikaans sê, as iemand vir my sê, moenie bang wees nie, dan is ek vrek bang. Want wat weet hy, waarvan ek nie weet nie, dat hy my voorwaarts sê, dat ek moenie bang wees nie. She's gonna try a trick on me, and I will not fall for that trick. Ek draai nergens nie. Johnny Asman, hoor jy? Draai nergens uit nie. Bly by jou salwing, bly by jou roeping, bly by jou
kyk jy as jy waarheen? Waarheen? Sy sê vir hom, draai uit. En met sy uitdraai, broer, suster, versaak hy die verantwoordelikheid van sy geveg. Die oomblik toe hy uitdraai, toe word sy uitdraai 'n wegdraai van dit waarvoor hy in die veld was. Weet jy waarvoor was jy gered in die plek? Om stryd te vat? Nee. Jy was in die begin gered in die plek. God het jou opgeskryf, sê Psalm 87. Hy het jou opgeskryf. En hy het jou getel. En hy het jou geboek in die plek. Weet jy waarom? Omdat hy geweet het in 2021 gaan ek my gees uitgiet. In 2022 gaan jy 'n herlewing hê. En jy gaan deel wees. Jy gaan een van die skakels wees in my plan. En weet jy wat doen Jael? Sy sê vir hom, draai net uit. So asof sy omgee. Asof sy ag, skat. Draai net 'n bietjie uit, man. Kom lê net so 'n bietjie hier. En sy sê, moet nie bang wees nie. Niks gaan met jou gebeur nie. Sisera, you gonna die, son. You gonna die today. Not tomorrow. You will die today. Because you have lost your way on the voice of somebody that wants you off your road. Off your wagon. Down from your calling. Down away from your battle. En hy stap uit. En toe gebeur goed vinnig. Toe hy in die tent inkom, toe maak sy hom toe met 'n kombers. Dit van God. 'n Kombers en jou laat slaap. Glo my. Toe Dawid in die moeilikheid is, en hulle sê vir hom, ons gaan jou doodgooi met klippe. Toe soek hy nie 'n kombers nie, toe soek hy 'n mantel. Ek wil hê met dit mooi luister, dit van God. Ek pleit by die kerk, ek pleit by die broederskap. Ek pleit by manne en vroue wat deur die bloed gekom het. En ek wil jou vanaand sê, jy hoef nie bang te wees om uit te draai na die wêreld toe nie. Daar gaan niks gebeur nie, maar jy gaan ook nêrens kom nie. Maar ek het vir jou nuus. Voordat hierdie dag verby is, Sisera, wil ek hê jy moet weet, ek sien ook gevaar vir jou. Daar's iets agter hierdie uitnodiging om uit te draai. Daar's iets agter die uitnodiging om jou toe te maak met 'n kombers. En weet jy wat gebeur? Die verskriklikste van alles. Nêrens in God se woord. Wanneer iemand dors gehad het, het hy ooit gevra vir melk of vir kook nie. Hy het gevra vir water. Toe die Here Jesus aan die kruis hang en hy sê ek is dors, en toe gee hom asyn en hy weier die asyn. En terwyl dat Saul, Dawid en Elia vlug, en toe word hy dors en God voorsien water. Ek wil hê jy moet weet, the very moment I providing milk for you, you're gonna die. Ek kan ek vir jou iets sê, dis nie omgee nie, dis om jou uit te haal uit jou geveg. Daar kom 'n herlewing, kind van God, en God weet, ek wil nie jy moet dit mis nie. Ek wil nie jy moet dit mis nie. In plaas van 'n mantel, kry hy 'n kombers. Hy vra vir water. Dit wat die volk van God altyd opgesoek het. In die woestyn het hulle altyd water gevra en gesoek, en nooit oor melk gekla nie. Jesus staan in Johannes 7, die 37ste vers, en op die laaste dag van die fees, toe hulle moet begin huiswaarts keer, toe staan hy op, toe sê hy, laat almal wat dors het kom en drink. En water van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Heilige Gees wat die sou ontvang, omdat die Gees nog nie daar was nie. Want Christus was nog nie verheerlik nie. Hy is die melker
oor die manskappe aangery nie. Dit was altyd waterkanne. Ons het hom gedra in die weermag, so 1.2 liter kannetjie, wat hier op jou heup gehang het. En hy binne in ons het dit genoem 'n firebakkie, dit was net 'n groot beker waarin ons kos kon warm maak oor die vlammetjie. Maar weet jy, binne in daai groen botteltjie, ek weet nie of dit van kleur verander het nie, maar was daar water. En daai water het jy gedrink, het hom opgepas met jou lewe, want jy het nie geweet hoe lank gaan jy in die bos wees en in die veld wees, voordat die waterkar by jou verbykom nie. En jy het hom geransoneer in jouself. En hierdie man vra water, hy sê ek is dors. En die aan sy bied vir hom melk aan. Want melk les nie jou dors nie, kind van die Here. Ek wil hê dat jy moet dit hoor, dis hoekom hulle jou in die hospitaal en op die siekeboeg 'n bietjie warm melk gee om te gaan drink voor jy slaap. Want hulle sê dan gaan jou slaap soet wees. You're gonna die spiritually the very moment that you absorb that milk. When you start drinking it, you will fall asleep. And when you fell asleep, she will hit you with a hammer. Sy sal 'n tempen deur jou slaap dryf en jy gaan bewusteloos raak. Ek kan jou in hierdie aand sê, kind van God, waar trek jy? Is jy alreeds bewusteloos? Want dit pla ons nie meer of die salwing van God magtiglik is en of dit maar net so aanrakingkie is nie. Ek is klaar bewusteloos. Die volgende stap is jy sal sterwe geestelik. En sy vra, waarom is hy nog nie terug nie? Ek staan vandag voor jou die gemeente. Ek wil jou vanaand vra, waarom is jy nog nie terug op jou plek, waar God jou bestel het, maart maand verlede jaar? Voor al die goed gebeur het ek jou gehoor praat in tale, het ek jou gesien, die Here loof, het ek al hierdie goed beleef, dan wil ek jou vra, wanneer kom jy terug? Wanneer kom jy terug? Wel, pastoor, jy gaan lang wag vir my. Ek wil nie moet weet, ek gaan nie. Ek gaan nie lang wag nie. Jy gaan in die bos kom, en in die bos gaan jy in wees nie. In die bos wag die hels van hierdie wêreld vir jou. Met hamer in die een hand en 'n houtpen in die ander hand. Gereed om jou uit hierdie lewe uit te help. Omdat jy uitgedraai het. Ek het baie keer gewonder. En hierdie middag was sy vir hom kwaad. Of wat het gebeur? Wat was die rede dat hierdie man uitgedraai het? Nou, hoekom het sy hom so vreed doodgemaak? Ek wil nie dat jy moet weet, broer en suster, ek kan nie eers 'n kat doodmaak nie. Ek kan nie eers 'n hondjie seermaak nie. Hoe vat jy hierdie man wat nog met my vriende is? Hy lê hier en ek vat 'n houtpen en terwyl hy slaap, sit ek hom teen sy slaap en met 'n paar houe en timmer ek hierdie pen dwars deur sy slaap binne in die grond in. En kan ek jou iets vra? Weet jy hoe wreed is dit? Hoe wreed moet dit wees? En dis wat gaan gebeur. Ek doen 'n beroep op die gemeente en op elkeen op die internet. Moenie uitdraai nie. Moenie wegdraai nie. Moenie glo as hulle jou sê jy moenie bang wees nie. Sê broer, jammer, ek gaan verby. Ek is miskien van my wa af, maar ek gaan hom nie voorkry. Ek gaan hardloop, maar uitdraai nooit. Afklim nooit. Wegbeweeg nooit. Is daar iemand in hierdie plek? Wil jy met my luister? Ek kyk en in my hart kan God selfs jou wens verontagsaam. Ek kry vir oom Elia sit daar onder die besembos. Hy's moeg, hy's moedeloos, hy's highly depressed. En hy wens om te sterwe. En God stuur 'n engel en sê gaan maak hom wakker en sê met water om te brood eet. Ekskuus dat ek dit sê, maar ek kry 'n bietjie binnepret. Ek dink God is die verkeerde een om met mekaar te raak as jy wil doodgaan.
God het net 'n manier om vir jou water te gee. En soms bring hy jou by bitter water, sodat jy weer die kruis kan ontdek. Net wanneer jy nou weer kwaad word oor die bitter water, ek wou nie lewe nie, nou bring hy my by water, by bitter water. En dan sê ek my, ek moet 'n stok gaan afsny en die water gooi en dan drink. Ek wil jy moet mooi luister, God wil nie almal wat wil doodgaan, laat doodgaan nie. Want jy het 'n werk, jy het 'n plek om vol te staan. Pastoor, my verantwoordelikhede, kan ek God vra om dit weg te vat? Ek het so klompie jare terug, en ek het dit getuig, toe stap 'n man by my in, een van die getrouwste lidmate wat ek ooit in my lewe, of een van die baie getrou is wat ek gesien het. Getrou in sy diensbywoning, getrou in sy bediende betaling, ekskuus dat ek tiende noem, want dis waar die geheim lê. En hy kom by my en hy het op die myn gewerk. En hy kom by my, maak 'n afspraak, hy sê, pastoor, ek moet dringend met jou praat. Ek sê, is reg, kom, wag vir jou. En ek verwag hierdie positiewe getuienis wat altyd saam met hom geloop het. Hy kom in, hy gaan sak so meneer in die stoel, hy sê vir my, ek het 'n probleem. Ek dog, ag Here, die man ook nou ingegee. Ek sê nou, wat is jou probleem, my broer? Hy sê, pastoor, ek kan nie meer, toe begin hy 'n besigheid. Jop, en die Here tel hy besigheid op, hy gaan van 16.000 by die myn, gaan hy na 40.000 die tweede maand, 80.000 die derde maand, en die vierde maand, toe sy by 120.000, en het gaan goed met die broer. Hy kom by my, sê vir my, pastoor, toe ek 16.000 rand gekry het, was dit nie vir my 'n probleem om my diende te gee nie. Hy sê, maar nou kry ek 220.000 rand 'n maand, en nou moet ek 22.000 gee. Dit verander die prentjie bietjie. Toe sê ek, glad nie 'n probleem nie, my broer. Maar hy lyk, hy kry lewe. Hy sê, hoe sê jy, pastoor? Ek sê, nee, glad nie 'n probleem nie. Hy sê, nou sy pastoor omgee. Ek sê, nee, wag, want ek klaar praat. Ek sê, ek gaan vir jou bid. Hy sê, wat gaan ons bid, pastoor? Ek sê, ek gaan die Here net vra dat hy jou net weer 16.000 gee. Want as 22.000 'n probleem is, dan hoor ek nie daar nie. Dis te veel vir jou. Hy sê, nee, pastoor, moenie dit doen nie, ek verstaan nou. Daai maand toe dubbel hy sommer. Want weet jy waarom gaan dit oor dit nie? Dit gaan oor hulle sy uitnodiging gaan om so 'n bietjie af te draai. En dan kom iemand om hom net so 'n bietjie op die wang te tik en te sê, hey, you are losing your grip. Jy is besig om rigting te verloor. Kom terug op die pad. Hardloop op die baan. Bly op jou wa. Moenie afdraai nie. Don't settle for a blanket. Settle for a mantle. Don't settle for milk. Settle for water. Don't sleep for you in a battle. En daar iemand in die plek van die Here kan loop saam met my. Kom ons loop die Here. Ag, tog. Ek het nie tiende gepreek nie, broer. Iewers agter tralies sit daar iemand wat wag vir jou en my terugkeer. Ek gaan klaar maak. Ek staan vandag voor u en voor elkeen op die internet. En die vraag aan elkeen vandag, waarom verdoef jy? Hoekom? Raak jy nie tralies skop nie? Hoekom breek jy nie vensters skop nie? Hulle vra, wat het van jou geword? En sy hoop hy gaan terugkom. Sy sê, miskien die skrandigste van haar vorstinne antwoord haar, ja, sy self antwoord op haar woorde. Hulle het seker buitgevind en verdeel dit. Hulle het so verwagting
dat jy nog nie opgedaag het nie, dat hulle dink, dis as gevolg van oorwinning op 'n ander plek, wat jy so bietjie laat is. Maar wat sy nie weet nie, hy lê iewers in 'n ou veldtent, lê hy, die bloed om sy slape, die bloed by sy oë, uit by sy ore, by sy neus, hy's besig om te sterwe, en sy sit agter tralies, en sy roep uit, waarom vertoef hy? Ek kan dit jou vanaand vra, dit van die Here, hoeveel vra vanaand, waar is hy of sy? Want as ek nou 'n naam noem, jou vrou, sover as julle is Amsterdam, as julle met dit kan vat. Maar weet jy, Loukie, dat daar mense agter tralies is wat wag vir Loukie se opdag? Wat wag vir sover se opdag? Wat wag vir Tannie se opdag? Wat wag vir jou opdag? Wat wag vir jou Karel Hofman? Wat wag vir jou Broewelie Kompring? Hy wag vir jou Johannes Streider. Hy wag vir jou Jacodey. Hy wag vir jou. En hy kan nie verstaan dat jy nog nie opgedaag het nie, want hy nog nie die boodskap ontvang en van sy wa afgeklim nie. Kan jy nie saam met my staan vir 'n oomblik en eerder jou hande vou? Sê, my God, my God, iewers agter tralies wag daar iemand vir 'n boodskap van een wat 'n held was van die 27ste Maart 2020. Vanaand voel ons soos kan nie op die waar bly nie. It's too much. It's too much. No, it isn't. As jy op die waar bly, het skanse op pansers op, wat die vurige pyl van die vyand wegweer. Dan kom ek nog nie eers by jou wapenrusting nie. Jy het nie nodig om een voet te roer nie, die perde trek die wa. Jy is nie veronderstel om liggaamlik uitgeput te wees nie, want die wa dra jou en vervoer jou. En ek sluit. Kan ek jou vra, gemeente van Carletonville, internetgemeente, kan ek jou vra, wil jy nie maar vanaand jou hand opsteek en sê, ek is nog hier. Ek is nog hier. Ek is nog hier. En ek wil net laat weet, ek besef vanaand, ek is op pad terug na jou toe. Jou tralie gaan nie hou nie, ek kom. Jou venster gaan nie hou nie, ek kom. Daar's iemand wat vir jou wag. Wat wag vir jou idee, wat wag vir jou sangleiding, wat wag vir jou tale boodskap, wat wag vir jou profesie, wat wag vir jou uitleg, wat wag vir jou getuienis. Sy het daar oor seer gekyk vir die draai in die pad van Heer. Kom hy huis toe. Hy sal kom. Ek weet dit. Maar sy tyd is verby. Vanaand vrou van Carletonville, by die draai van die jaar, verwag ek een van die magtigste herlewings ooit. Ek wil dit by voorbaat vir jou sê, maak die saak waar jy is nie, maar sorg dat jy by die middernagdiens is. Ek verwag 'n draai vir die wat nie uitgedraai het nie. Ek verwag 'n draai by die wisseling van die jaar vir hulle wat nie afgeklim het nie. Pastor Pikkie op my nie. Ek praat wat God se Gees vir my sê te praat. Maar al wat ek vir jou sê, daar's mense wat vir jou wag, God ook. Daar's 'n geveg aan die gang en jy kan nie waag om uit te draai of bang te word of af te klim nie.
En as jy vanaand sê, Here, ek het oordeelsfoute gemaak. Ek is so trots. Dus nou ken jy my agtergrond. Ek is so trots, ou. Jy sterf eerder die dood aan 'n vrou se hand as om op te staan en sê ek hervat die geveg. Ek staan op en ek sê dit sal die dag wees dat ek gaan omdraai. Sal jy vir iemand langs jou sê, ek begin sommer daar by skat en sê vir skat, luister skat, my draai wat ek gemaak, ek kom nou terug. Ek draai om, ek draai terug, nie draai uit nie. Kom aan, sê vir skat, ek draai terug. Wishful thinking, pastor. Kom ek help jou reg. As jy weet wat God beplan, dan wag jy nie eers op môreoggend nie, jy handel dit sommer jou omdraai, jou inklim, terugklim, sommer vanaand af. Sê vir die een ver, ek kom stap, dis jy moet te werk om vir die een te stap. Stap na iemand toe en sê, vrou, ek kom net vir jou sê, ek klim terug op die wa. Ek gooi die kombers af. Ek sit die mantel terug. Ek kom net vir jou sê, ek laat die melksak val en ek tel die water op. Ek tel die water op. Pastoor, ek is gelukkig waar ek is jy regtig? Kan ek jou vra, wat moet ek vir die een sê wat wag op jou terugkeer? Kan ek het vanaand 9 uur op die groep sê, broer en suster, ek wil net vir u sê, Carletonville se mense sê, hulle klim terug op die wa, hulle kom vir jou. Kan ek het vanaand op die groep sê? Kan ek jou so by die naam noem en sê, hierdie volgende is het gesê, hulle klim terug? There's a war, an ongoing war. They want to strip you. They want to kill you. But tonight, I proclaim victory. I proclaim the victory. Ek sê, waarom verdof sy waar om te kom? Waarom versyn die passie van sy waarskuwing? Omdat hy afgeklim het. Maar vanaand praat ek met al die sisseras en sisseraresse wat sê, ek kom terug. Steek jou hand bietjie hoor uit as wat jy daar al wegsit. Klap jou vingers soos jy voel. Ek kom terug. Ek klim terug. Terwyl jy net so staan, gaan ek vir die bid, Vader, baie dankie vir man en vroue wat vanaand terugdraai, op die wa terugklim en erken, daar's 'n geveg om te veg, is nie nou tyd om bang te word nie. Here, al waarvoor ek bang is om uit te draai en af te klim. Ek wil nie nou 'n kombers hê nie, ek wil nie nou 'n melksak hê nie. As jy my regtig iets wil gee, gee my water. Seën my mense, Here, is my gebed in Jesus naam. En almal sê amen en amen. En as jy seën ontvang het, kom ons gee die Here 'n hande klap en sê. In hierdie mooie atmosfeer wil ek aan die Here dankie sê vir 'n
fantastische dag wat ons uit sy hand kon geniet. Nou broeder en suster, ek glo dat ek los u op 'n hoë noot vir die week. Nou ek wil eers 'n paar van ons mense gaan bietjie met verlof. Toe Pieter Hamilton hulle gaan, Sydney hulle gaan, Johnny gaan. Oh my word. En toe hoor ek een van die kerkraadbroer sê ek gaan ook. Dis nou ek. En ek wil eers aan die Here baie dankie sê vir 'n fantastiese 10 maande waarin ons sy heerlikheid gesien het, beleef het. Ek en my vrou gaan vir so klompie daar weg, so 'n bietjie net ontspan en bergklim, boomklim, alles klim wat daar te klimme is in die bosse. Ons gaan net nie uitklim en afklim. Ons gaan hoogtes toe. Maar in hierdie volgende paar dienste gaan my broers en ek wil vra, ek dink nie dit is die maklikste plek om te staan nie. Ek onthou baie jare terug vir Johan Kleinhans. Hy het my mal gemaak, hy wil vreeslik graag preek. Sê ek vir my reg, Johan, jy kan preek, toe die jeug gelyk soos wat dit Februarie maand volgende jaar gaan lyk. En hy kom hier aan met boeke. Ek dog, Here, hierdie ou gaan ons 'n maand hou. Uit Bybels, dis Afrikaanse Bybels, dis Engelse Bybels, dis Xhosa Bybels, dis Tsonga Bybels, en dis allerhande Bybels. Hy trek hom met 'n trolley. Ons help hom, hy klim hier op. En hy draai so om en toe hy die gesigte voor hom sien, toe sê hy, prys die Here, amen, dankie Here, en hy klim hierdie kant af. Kortste boodskap wat ek nog gehoor het. Baie geseënd. Dis nie 'n maklike plek nie. En ek eer die Here vir my broers wat gewillig is om die woord te bedien in die tyd wat ons weg is. Maar hulle is afhanklik van u gebede, soos wat ek en my vrou afhanklik is van u gebede. Hulle is afhanklik van u ondersteuning. Wees daar vir hulle. Bid vir hulle. Kom ondersteun hulle. Klop op die skouer as hulle goed gedoen het, en as hulle nie so goed gedoen het nie, sê my broer, die Here het ons geseën, in elk geval. En wanneer jy dit sien, dan weet jy hoe groot volwasse jy in die Here is, om iemand anders te komplimenteer. Ons kom ons uit die era uit, waar hulle gesê het, dat ek onthou ons het groot geword met dit, as jy nou vir moeilikheid gehad het, moet jy vir 'n pastoor sê, ja pastoor, jy het goed gedoen vanaand. Kyk hier sê die duiwel het dit al net vir my vertel. Toe besluit ek vertel hom nooit weer het goed gedoen nie, laat hy myself wonder. Het is net goed om iemand te komplimenteer. Ek dink ons is verby groot kop kry. Ons is by daai goed verby, ons weet dat ons afhanklikheid van die Here is. Terwyl hy daar sit, steek die hande saam met op ons bid vir broer Corrie Ferreira van Lichtenburg. Hy was in 'n motorongeluk en hy sukkel om te herstel. Steek die hande saam met my op. Vader, in die naam van Jesus Christus, beveel ek daardie liggaam van ons broer Corrie, dat in hierdie nag hy sal bewus word van 'n onbeskryflike herstel wat u in sy liggaam doen. Dat hy in die môre verras sal opstaan, Here, en sal soek na pyne en dit nie kry nie, omdat my God in die nag 'n wonderwerk gedoen het. Seën hom, Here, is my gebed in Jesus naam, en almal sê amen en amen. Dan ook broer Gert Ryan van Kempton Park, hy stuur asseblief baie groete aan almal, en hy sê ons moet hy bid vir ons, en ja, net 'n paar aankondigings, dan gaan ek my broers vra.
wat gaan optree, die orkes, hulle gaan alles los en die voorkom staan. Pastor Dave Botha se seun se begrafnis is donderdagoggend 11:00 in Lichtenburg vanuit die VK. En ons bid dat die Here hulle sal versterk. Dan die verjaarsdag ons gedoen, donderdag aand oefen die itemme. En ek gaan vir my 'n seën wees. Ek weet dit. Onthou, julle is nou op YouTube. En ek kan ook 'n bietjie inskakel. Maar ons bid vir u dat die Here u gaan seën. En vra my broers, my orkes wat gaan optree, dat u plek sal kom inneem. En ek gaan vra u gaan die salfolie vat en u gaan elkeen salf. Sal u dit doen? Ek gaan bid en u gaan kom. Weet u, dank ek die Here vir hierdie gemeente. Weet u, dank ek u dat ek kan reken op u ondersteuning en u getrouheid. En ek wil vra u wat bereid is om die hande op hulle te lê, kom asseblief. Hier is die salfolie. Nee, hulle gaan vir julle bid. Hulle gaan vir julle bid. Kom susters, kom my broers. Moenie nou onvrymoedig word nie. Is daar iemand? Kry die salfolie. Staan voor hulle. Ek soek nog van my broers of my susters. Kom. Dankie, Sean. En die steek die hande saam met my op daar waar hy sit. Vader, ek bring hierdie manne en vroue na u toe. En ek wil vanaand vra, Here, dat u hulle sal toerus met die woord van God. Dat u hulle sal sien, Here. Hulle sal toemaak in die groot liefde. En dat die hand van die Here op elkeen sal rus. Ons bid, Here, dat u hulle sal sien, die orkes, die itemme, die sangleiers, die predikers, dat hulle sal weet, God is in beheer, en hy gaan 'n groot werk deur hulle woord bring. Seën elkeen, Here, dan my gemeente in hierdie aand wil ek seën, in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. En Here, omdat u nie 'n God is wat berou, of 'n leenaar is nie. Dank ek u dat u 'n uitvoerder van u woord is. En almal sê amen. En amen. Dan broeder en suster, hoe sê hulle, die second in charge, Broedoukie, staan by my, saam met my afstraals. Wil ek dan in hierdie aand sê, dis met groot vertroue dat ek die kudde van die Here oorgee aan hulle sorg vir die volgende tyd. Ek weet hulle sal kyk na my skape. Hulle sal die wolf sien kom en sonder om te skroom die wolf op die pad sit. Mag die Here u seën by hierdie geleentheid, Broedoukie. Ek bid, ek het reeds vir my gebid saam met die Amstraalse verwysing, dat die Here in hierdie tyd vir u die kalmste tyd sal gee ooit. Die Here seën nie. Die broers van die kerkraad, sal hulle asseblief hier saam met ons kom staan. Dan wil ek vra dat Suster Marie by ons kom staan, asseblief Suster Marie, pastoor ook. By ons staan, pastoor. Ja. En wanneer hy die woord bring, Here, want u woord is al reeds geseën. Dis maar die
kan jy net 'n draai maak? By ons asseblief, kom staan jy saam met ons. Broeder Hannes. My broers, ek vra net dat ons 'n kring om pastoor hulle sal maak. Ek gaan vir Sofieus vra dat vir pastoor hulle sal bid vir hierdie tyd, dat dit die paar dae wat dit gaan wees vir 3 dubbel sal word, en dat die Here sal toemaak in sy krag en sy genade, en dat hulle sal rus in hierdie tyd. Ek bid dat ons almal ons hande oor pastoor hulle sal uitsteek, as hulle ry op die pad, dat hulle veilig sal wees, my broer Sofieus, dat jy sal bid. Hemelvader, ons sê vir U baie dankie dat ons in Jesus naam na U toe kan kom. Dankie Here dat U naam is oor hulle uitgeroep. En daarom het ons vrymoedigheid om vanaand in U naam hulle weg te stuur, Here. Here, maar ook in hierdie tyd dat U met hulle sal wees. Here, dat hulle verborgenhede sal sien en sal hoor. Dat hulle die kosbare nabyheid van die Here sal ervaar soos nog nooit tevore nie. Here, maar dat U hulle die rus sal gee. Here, die ontspanning sal gee wat hulle toekom. Dat U hulle werklik ook sal oplig en versterk, Here. En Here, dat hulle sal terugkom en sal kan sê, maar ons het by die Here gehoor. Die Here was met ons en hy het vir ons die rigting gewys van hier af vorentoe. Here, want ons verwag groot dinge uit U hand uit. Here, splyt U bloed oor hulle, wanneer hulle hier weggaan, wanneer hulle daar kom, wanneer hulle terugkom, Here, dat U bloed oor hulle sal wees, al die tyd, oor hulle voertuie, Here. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. En Here, dit is met dankbaarheid dat ons nou kan sê dat hulle in U naam kan gaan, Here, en U sal met hulle wees in Jesus naam. Amen en amen. Suster Marie. Baie dankie geliefdes, ons gaan dit geniet. Mag die Here U baie ryklik seën. Ons gaan vir U bid. Prys die Here. Nou na afloop van die diens, nooi ons U vir die grootste, lekkerste ken mekaar aan. Ek hoor dit is hamburgers. Chicken burgers, nie hamburger. Ja, is dit nie? O, is net 'n vars broodjie. Wel, broer en suster, ek kan dit ding ons maar sien soos wat ek kan. Jy weet, ek sien van 'n skaapchop, 'n skaapbout. Dis ek, en as ek hoor, dit is die lekkerste goed wat hulle maak. En by dit alles gaan ek bevoorreg wees om met U te kan gesels en saam met U te kan kuier. Mag die Here U seën, terwyl U dan net so sit, die offergawe sal agter by die deur sal ons dit opneem, en ons vra dat U, my broers wat dit dan het, is, ja, dankie broer Freddy, dat hulle by die deure sal staan. Daar's nog 'n paar maandboekies oor. Vra dat U 'n maandboekie kry. Mag die Here U seën. Baie dankie vir die voorreg om vir so 'n bietjie weg te gaan en net so breek. Maar vir U op die internet wil ek net sê baie dankie vir U inskakel. Ons dienste oor die media gaan aan. U kan steeds inskakel en die skakels sal deurgegee word. En die Here seën U. Ek gaan dalk vir die volgende klompie daar, bietjie stil wees op die selfoon. Ek vra dat U my dit sal gun. Maar ek het vir my vrou gesê, ons gaan nou 10 uur in die nag swem, 12 uur in die nag braai, 3 uur in die môre weer swem, 4 uur terugkom en braai. Dankie, Sean. Ons gaan nie bekommerd wees oor gewig nie, ons los die skale hier. En ons gaan lekker vakansie hou. Mag die U wat ook weggaan vir die volgende tyd, mag die Here U seën. Ek weet Pieter, hulle gaan weg vir die week, sit nie, hulle gaan weg, is 'n week, net broer Pieter, week, en dan gaan Karen en Elise weg vir 'n week. Die kinders het vir hulle gesê, asseblief, gaan net weg. Erika Park kan dit nie meer hou onder hulle nie. Toe sê hulle, gaan dit nie. Senatus. En maar hoor julle trek terug. Nadat julle weg was vir 'n week, Senatus toe, baie welkom. Mag die Here U seën, ons groet U in die mooi naam van Koning Jesus. Ek vra mooi dat U nie sal huis toe gaan nie, kom geniet dit saam met ons, broer Willie, suster Kokkie, dis die eerste keer
wat ons julle nou sien, baie sterkte met die afsterwe van daai klein ding. Mag die Here julle versterk in hierdie hartseer tyd. En ons bid vir julle, elkeen van u is welkom. Henk, moet nou nie, dat jy, Johnny, jy sê vir hulle, kyk vir my, ons gaan nou saal toe, en ons gaan koffie drink, en ons gaan kuier. Mag die Here u seën, en ons kyk uit vir, ja, jy ook, Kosie, julle kan ook gaan, mag die Here u seën, ons sien nie in die kerksaal. Groet mekaar en gaan in vrede. Amen.